Hallo en welkom hier by Farm Space. Interessante tye, interessante planne. Ons is vandag hier by Bokkie. Hulle kapperdis. Noem hom maar 'n kapperdis. Hy sal seker nog 'n naam kry eendag van 'n tyd. Basically wat daai ding doen is hy kap jou materiaal en dan werk hy hom vir jou lekker vlak in. Kyk hierso. Henry, hoe gaan dit? Goed en jy, André? Hier, doodstil, rustig. Right. Ons nou, die ding is so nie, ons moes nou al vir my naam gestaan uitdink. Ja, dit was nou ongemaklik geweest toe jy my vra wat is sy naam? So, ons praat maar van 'n kapperdis, want ek weet nie wat anders nou, wat ons hom noem nie, nê. Verduidelik my gou, wat is die basiese konsep agter die besigheid? André, kyk in Europa het daar 'n ruk terug 'n groot tendens uitgewerk oor wat hulle praat van ultra shallow tillage. Ja. Baie vlak. Ons praat van daai boonste 3-4 cm. Dis al wat jy wil werk. Basically net jou onkruid roer. Jy wil jou materiaal fyn gewerk hê, maar jy wil hom bo en met 'n bietjie grond gemeng hê. Maar jy wil ook nie 'n bladvorm in die proses nie, jy wil nie te veel materiaal en grond skuif en meng nie. Jy wil dit net aan daai boonste vlak gewerk het. So hulle het begin masjiene ontwikkel met baie van dieselfde, kom ons noem dit uitleg in hierdie. So ons het nou so die laaste 2-3 jaar, jy weet, speel jy daarmee want ons het dalk gedink die mark kan soontoe neig. En ja, toe besluit ons kom ons draai een. Ons bou een en ons kyk hoe spring dit uit. Hier is die ding wat ek nou van jou wil verstaan, eerste storie, om enige nuwe masjien te ontwerp. Daar's mos nou 'n klein huisie vol, ek weet julle het nou al baie ervaring, maar daar's 'n klein huisie vol risiko's rondom. Byvoorbeeld die raam, kan nie ding struktureel die punch vat en daai tipe van goed. Hoe het julle dit oorkom? Deur eerstens gebruik te maak van 'n bestaande raam wat ons Ja. het. Wat is jou R&D koste is sommer minder? R&D koste lê basies op hierdie eenhede. Dit is wat die uitgawe rondom hierdie masjien wat ons moes gehad het. Kyk, daar gaan nog konfigurasie R&D gedoen word. Ja. In terme van wat werk die beste en wat omstandighede. Want die moontlikhede, ewe skielik is jou moontlikhede op hierdie masjien so legio dat jy die masjien kan konfigureer om by jou behoeftes te pas. Maak gebruik van 'n bestaande raam wat al, kom ons noem dit, hierdie rame ontwerp is nou al 3 jaar wat ons hierdie so vervaardig en getoets het, so ons weet wat kan fout gaan hier. Nou moet ons net ons R&D hierso. So wat jy my wil sê is hierdie is julle hoë spoed dis raam. Dis ons hoë spoed dis raam. So teoreties, nee, as ek 'n bokkie het en ek het 'n behoefte om na die ding toe te gaan, kan ek letterlik bou my hoë spoed diskottels af en ek bou vir my hierdie goeders op en Bob se ankel. Net so. So jy kan die individuele aparte by ons koop. Hy kan aan basies op enige hoë spoed dis wat ons in die verlede gebou het, kan hierdie geretrofit word. En want ek kyk nou somme, ek kan mos daai goed nou agterop sit. Ek kan kappers voor en agter hê as ek hom nou regtig wil so fyn hê, né? Weer eens, die konfigurasie moontlikhede is onbeperk wat jy kan doen. Ons kan reguit skottels agter sit, ons kan vertical tillage gaan deur om kouters voor, kouters agter. Okay. Ek is nou wag. Nee, jy sien nee. Nou en dan gaan die liggie ook aan. Dit vat partykeer lank, nee, maar dit gaan nou en dan aan. Jy weet ons werk agter die stroper. Dan as ons mieliereste, ek vat nou besproeiing, nê? Nou wil ek my mieliereste so fyn as moontlik hê, want ek wil die goed inwerk in die grond in. En jou probleem is daai stok, 'n hoëspoeddis kan so nice wees soos dit hy lus is, nee. Hy sny net nie deur daai klomp goed nie. So wat jy doen is jy moet hom dan met 'n bossieslaaner, een van 'n letterlike bossiekapper, daai met die hamertjies. Dis eintlik al waar daai ding ordentlik sny, nê? Sny hom, dan sy nou fyn en dan kan jy met die ding werk om tin dis of ploeg of whatever ook al. Voor daai tyd doen jy nie veel met hom nie. Maar daai goed is duur, swaar op diesel en starrig, nê? Daai starrig gedeelte is die grootste probleem want nou moet ek moet 3 van hulle indruk net om te probeer om 'n pivot in tyd klaar te kry om iets te kan doen met die ding. Dan moet dit nog bewerk word, die hele lot. As ek die ding mos nou van die kappertjies hier op sit en ek sit hom van die kappertjies hier agterop, nê? Jy gaan bietjie kaap. Dan gaan ek mos daai goed lekker chop, Jy gaan bietjie kaap. Jy gaan nog 'n stukkie gekap kry dink ek, hoor. Dit gaan 'n baie aggressiewe vlak bewerking wees. Maar dis die tipe van opsies wat jy dan nou het op die einde van die dag en ek dink somme in plaas van as ek hom so kyk, julle angle op daai skottels is nou baie vlakker as wat hy gewoonlik is op jou gewone
Hoëspoed is hy meer aggressief, nê? Ons wil, hy's baie vlakker, so ons wil net 'n bietjie materiaal skuif jy weet van jou boogrond so bietjie skuif om jou kapillêre verdamping te verminder. Daai deklaagie van losgrond te vorm as die ou dit sou verhuis. Party boere wil dit nie weer hê nie. Ons kan reguit kouters opsit. Ons kan doen wat jy nou voorgestel het, 'n dubbelkappers op. Ons kan kouters, reguit kouters voor. Jy het dit vroeër genoem, ons kan selfs die skottels voorsit en die kappers agter. Die moontlikhede is onbeperk wat jy kan doen. En as ek gewone vertical tillage net wil doen, ek soek nie 'n bakskottel nie, ek soek net 'n gewone ene. Ons het al so baie reguit kouters gebou vir ons inlyn rippers. Ek dink ons het daai onder die knie. Hy Jy sit hom op. Hy sal werk. En ek meen dan kan ek hom ook voor en agter sit. Jy kan voor en agter, ons kan hierdie stel skotteltjies wat baie vlak bewerk agter, ons kan 'n reguit stel kouters voorsit. Weereens, dit is so onbeperk met wat die parte wat ons al ontwikkel het in die verlede wat hier kan opgaan. Hoe dit gaan werk, weet ons nie altyd nie, want dit gaan 'n nuwe konfigurasie wees die eerste keer. Maar die kort en die lank is, en ek meen die ouens wat al met hierdie idees speel vir 'n rukkie en hulle gaan al hoorie ek moet dit en kyk is mos daai ding jy droom al vir 'n jaar of 2 jaar oor hierdie storie en dan staan jy een oggend op en dan gaan jy soos dis hoe jy moet lyk. Ja. Nou daai ou wat nou al by die dis hoe jy moet lyk uitgekom het wat in hierdie rigting kan gaan, dit gee jou ook net 'n tweede ding wat dit vir my net sê is wie wat en kyk, in die verlede moes ons spanners geswaai het om die skottels en daai goed af te haal. Nou het ons al goed soos impact tools, dan gaan dit baie vinniger, nê. Maar skielik het ek nie nodig om weer 'n R500.000 op 'n nuwe masjien te gaan uitlê nie. Ek koop letterlik, ek weet nou nie wat die goed kos nie, maar kom ons sê 'n kwart daarvan of wat ook al. En ek sit met 'n totale ander masjien wat vir my 'n totale ander werking het. Want ek gebruik hom dalk seisonaal in terme van 1 jaar die een masjien, 1 jaar die ander masjien. Net so. Maar my frame, die hart van my masjien bly daarso en in hierdie day and age geld, hoe goedkoper ek kan wegkom met my mekanisasie, hoe beter. Andre, omdat ons baie modulêre parte gebruik, soos jy nou tereg genoem het. Ek vat nou 'n scenario. Kom ons sê jy het klaar agri-apps. Hierdie masjien is vol agri-apps. Jy bespaar, jy het 'n hoëspoed, hy het agri-apps op. Jy bespaar daai. Hy dalk 'n stel van ons reiserskottels klaar. Jy het klaar daai in jou sak. So ewe skielik het jy basies die arm nodig. Jou kostebesparing om oor te gaan na, kom ons sê 'n nuwe konsep toe is astronomies. Want jy koop so wat jy tereg genoem het 25% van 'n nuwe masjien. Jy sien daai werk verby. Okay. Right. Waar gaan die eerste keer wees dat ek die ding in aksie kan sien? Hoopelik vinnig. Ons gaan ek wag eintlik net vir my sonneblom om af te kom dan Dan kan ons ordentlike stoppe met hom kap. Ek moet van daai reste ontslaa raak. So okay, maar as ouens is wat inkoop in die konsep en al die goed, jy kan klaar vir hom bou. Hulle moet vir my gesels. Hulle moet my gesels, ons kan kyk wat se plan ons kan vir hulle maak. Uitstekend, Henry. Dankie baie. Right, so pump jou hoëspoeddis. Laat hy 'n kapperdis raak of 'n kapper of 'n kapper vertical of 'n vertical hoëspoed, net soos jy hom wil hê. Whatever floats your boat. Kom met Bokkie in kontak. Dit is cool. Dit is regtig cool. Nou spek hulle 'n ding vir ons laf. Dis nie van Valspys af tot volgende keer. Groete.